'n baie goeie môre. Ja, donderdagoggend 27 Mei, ek en jy het 'n warm bed uit opgestaan. Ons is in goeie gesondheid. Weet ons het al die rede om die Here te loof en te eer. Wat 'n wonderlike voorreg om in guns van die Here 'n oggendoordenkings 'n bietjie saam die Bybel te kan vat. Juis praat ons vanmôre oor gebed en goddelike guns. Geliefde, net so 'n vinnige blik na wat ons geleer het, sleutels van gebed, 'n bietjie praktiese sleutels. Ons het maandag geleer dat wanneer ons gebed begin, dan vat ons 'n probleem en ons plaas hom in God se hande. Ons het vinnig agtergekom dat daardie gebed in God se hande beplan of na die gebed in God se hande geplaas is 'n gebed wat uit my hart uitkom. Ek skep empatie in my en hierdie empatie is 'n sielelas wat die Vader dan op my kom lê. Woensdag het ons gesien dat die Here die oomblik wanneer hierdie gebed gebid word, partykeer vir my as die oplossing van die probleem gebruik. Nou wanneer ons wil weet, Here, is ek die oplossing van die probleem, dan sien ons hoe hy die paaie voor ons gelyk gemaak het. Vandag wil ons graag 'n bietjie voortgaan en ons wil praat van God se guns. Weet, dis daarom regtig so kosbaar wanneer ons praat van God se guns binne in die lewe van elkeen van ons. Hiersoos kan ons sien, Nehemia het gegaan en hy het in Jerusalem aangekom. Ja, hy het in die nagte die muur gaan opmeet en hy het die mense bymekaar gekry en hulle was reg om te bou. God het selfs die mense aan die ontvangkant voorberei. Maar geliefde, weet jy, wanneer die guns van die Here met 'n mens is, dan het jy altyd teestand. Ek wil dit oor en oor beklemtoon. Dit is amper soos koning Dawid en Saul. Wanneer die guns van die Vader met jou is, het jy teestand. Selfs binne in hierdie tydperk was daar teestand. Ons het teestand gekry vanaf Sanballat en Gesem. Sanballat en Gesem gee onmiddellik teestand en hulle skep soveel onrus vir hierdie man Nehemia. Maar ons weet God se guns wat hom gesien dat hy dit deurtrek. Nou geliefdes, ons wil 'n bietjie afsluit met 'n laaste gedagte van Alistair Begg. Alistair Begg sê gebed is 'n erkenning dat ons behoefte aan God se hulp nie gedeeltelik is nie, maar wel in algehele afhanklikheid is. En ek dink hierdie is baie belangrik vir ons. Weet jy, ek en jy besef wat dit beteken om onder God se guns in 'n wêreld te beweeg. Maar in hierdie wêreld waarin jy in guns beweeg, is daar soveel verneinheid, soveel amper 'n agteraf houtjie waarvoor 'n mens moet oppas. En hier kom die Bybel en hy leer vir my iets kosbaars vandag. Wanneer God se guns daar is, het ek teestand. Dan sien ek in die lewe van Alistair Begg, het hy iets kosbaarder geleer. Hy sê, weet jy wat? Die feit dat ek begin bid het en God my gehelp het, was nooit 'n tydelike ding nie. Dit was die begin van 'n lewenslange wandel, want ek moet op my knieë bly, want God is my beskermer en hy is die een wat my hier sal deurdra. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare oggend. Dankie vir 'n kosbare woord, Vader. Dankie vir die lewe van Alistair Begg ook, Vader, wat ons leer dat gebed is nie 'n wegspringplek nie. Gebed is die wandel saam met U dwars deur elke uitdaging en elke dag. Vader, selfs vandag wil ons U dankie sê vir 'n wonderlike nagrus. Ons wil U dankie sê vir geleenthede. Ons wil U dankie sê dat die goddelike guns ons reeds vooruitgegaan het in hierdie dag. Maar Vader, ons wil U dankie sê dat U die beskermer is wat ons deur hierdie dag dra. Amen. Geliefde, jy moet 'n wonderlike donderdag hê, God se guns beleef en opnuut weer besef, jy is 'n kind van die Allerhoogste en daarom sal jy altyd sy guns dra. Shalom, mag vrede vandag ook jou beste met gesel wees.